Ons lees die hoofstuk Ma se plek uit die alfabet van oorvloed met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Elke ma is die middelpunt van haar gesin, die emosionele barometer. Sy sorg vir ewewig en harmonie. Sy hou onderlinge verhoudings se ragfyn draadjies in haar hand. Sy keer dat hulle verstrengel raak of afbreek of slap hang. Elke huisgesin is uniek en elkeen het sy eie uitdagings. Daarbey hang die gesinsdinamiek van baie dinge af. Hoeveel kinders daar is, of daar net seuns of net dogters in die gesin is, en of dit 'n gemengde spannetjie is, of 'n saamgestelde gesin met my kinders en jou kinders en ons kinders, of die gesin net 'n ma het, of net 'n pa, of 'n pa en 'n ma met 'n enkele Koran kyken. Dit maak nie saak hoe 'n gesin daar uitsien nie. Elke kind het presies dieselfde behoefte, om aanvaar en gerespekteer en liefgehet te word, om gehoor te word, om gesien te word, om met 'n warm gloed in die hart te weet, ek is spesiaal, ek maak 'n verskil, ek hoort hier. Ek onthou 'n destydse seevakansie. Ons jongste was toe skaars groot genoeg om die wêreld op sy bolvoetjies te verken. Soos gewoonlik het ons deur die nag gery en teen sonop by die kombi se neus asof vanself by die stranddorp se afdraaibord ingedraai. Ons kon dadelik die see en die bossies en die vakansie deur die oop vensters ruik. Ons het tot teen die strand gery. Dit was laagwater en die skurwe rotse met die skerp swart mossels daarop ingeryg het oop vir ons gelê. Toe ek weer sien, staan pa en al 5 seuns op die voorste rotse. Een van die ouer boetas het die doekdraertjie sommer so draf op die heup geswaai en hom neergesit waar die water teen die rotse spat. Die klein seentjie het verwonderd tussen die manne gaan staan, sy eerste seebelewenis. Almal praat en beduie en tuur tot waar die horison die blou van die lug en die van die see met 'n fyn streepie in twee sny. Ek draai om, nie lus vir skerp rotspuntjies onder my voete nie, en ek gaan sit op die wit sand. Daarvandaan sit en kyk ek na my mense. En in een helder oomblik weet ek dat dit altyd so sal wees. Daar sal dinge wees wat ek nie saam met my manne sal wil of kan doen nie. En dit is goed so. Vir hulle moet daar 'n wêreld vol avontuur en uitdagings wees wat hulle op 'n spesiale manier saamsnoer. Een waar hulle paal mentor is wat hulle aanmoedig en in hulle self laat glo. Wat hulle, jonk soos hulle is, laat verstaan dat hulle mening en oordeel belangrik is. Ek, hulle ma, is daar om vir hulle 'n tuiste te skep, om te gesels, om hulle te versorg, om hulle te leer oor lief hê, om vir elkeen ma te wees en vertroueling, om te bou aan 'n spesiale vriendskap met elkeen, 'n ma wat haar kinders begelei, wat nie 'n lewe vir hulle leef nie. Dit maak nie saak of jy seuns of dogters het nie, of jou kinders elke klein besonderheid van hulle lewe met jou deel en of hulle hul emosies toegeskulp hou nie. 'n meelewende ma weet wat in haar kind se lewe aangaan. Een kyk in 'n kind se oë en sy weet, hier is groot hartseer, of moeilikheid, of 'n heerlike storie wat op die punt van die tong sit, gereed om uit te spring. Elke ma moet rustig op die koel strand kan sit en wag vir haar kroos om oor skerp rotse tot by haar terug te stap. En haar dan te vertel wat alles aan 'n kant die laagwaterpoele lê. Sy moet na hulle luister, hulle hoor en met hulle praat, sonder om hulle voor te sê. En sy moet vir hulle bid, sonder ophou. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.